Ons kom nou nader aan die einde van die goeie boek. Ons trek by hoofstuk 38 met kan God jou karakter verander? En ek wil vandag begin met die verhaal van 'n man met 'n baie kort lont, 'n kortiemeer. En hierdie man het die heeltyd gesê, hy is so gemaak en so gelaat staan. Sy pa was so, sy oupa was so en hy dink hulle voorgeslagte was ook so. Maar hierdie man se gesin het regtig daaronder gelei. Hy was altyd kwaai en kwaad en het so oorgekom. En dit was nie vir sy gesin baie aangenaam gewees nie. En eendag toe lees hy juis Galasiërs 5 van die vrug van die Gees. En hy het dit gelees en vir homself gesê, maar niks van hierdie is sigbaar in my lewe nie. Dalk is dit wat hy nodig het om te kan verander. En soos wat hy deur die lewe gegaan het, het hy begin om nader aan God te groei. Maar ook met die wete, hy wil homself 'n beter mens maak. En Paulus kom leer ons juis uit Galasiërs 5 uit, dat dit gaan nie eintlik oor ons eie probeerslae om onsself te verbeter nie. Dit gaan oor om God toe te laat, om deur sy Gees ons te vernuwe van binne, ons 'n nuwe mens te maak. Nou, daar is twee dinge wat Paulus dan vir ons leer uit hierdie gedeelte. En die ene is, dat dit 'n stryd is tussen vlees en gees. So die vlees is die selfsugtige begeertes, die eie ek dinge wat vir myself goed, wat jy dink vir jouself goed is, en die gees is dit wat die Here vir jou kom gee, wat jou kom nuut maak, wat nie net vir jouself goed is nie, maar ook vir die mense rondom jou. Julle kan onthou toe ons in die lydenstyd vroeër die jaar saam as gemeente gevas het. Dit was juis ook 'n stryd tussen vlees en gees. En die Here het deur sy Gees vir baie van ons deurbrake kom gee en vir ons 'n nuutheid gebring in ons menswees. En dit is dan nou ook so met hierdie man en sy gesin, dat hy besluit het, hy gaan 3 maniere doen om hierdie te hanteer. En die eerste ene is om nader aan die Here te beweeg. En dit gebeur net deur meer tyd saam met die Here te spandeer. Meer tyd saam met die Here beteken jy leer hom beter ken. Jy leer sy intensies vir jou beter ken. Jy leer sy liefde en sy omgee vir jou beter ken. En jy leer ken om 'n naby verhouding met die Here te wees, beteken hy los jou nie soos wat jy is nie. Hy kom maak jou nuut. Die tweede is dan nou om mense te kry om jou te omring wat die groei in jou kan help bevorder. Mense wat daar is om vir jou te kan sê, hoor hierso, hier het jy 'n bietjie werk nodig. Of hoor hierso, ons sien hierdie verbetering. Wat het jy gemaak? Help ons om deel te wees daarvan. En dis hoekom kringe ook vir ons so belangrik is, want uit dit uit kry ons die regte ondersteuning en omgee, terwyl die Here besig is met 'n nuwe skepingsverhaal in jou lewe. En dan is dit natuurlik om 'n doelbewuste keuse te maak, om die Here toe te laat om daardie verandering in jou lewe te bring. Paulus vertel self hoe hard hy probeer om goed te doen, maar as hy hom kry, dan het hy net weer die slegte gedoen. En dis met ons ook so. So hierdie man met sy gesin het gegaan en hy het besef, hy maak 'n besluit om nader aan die Here te loop. Hy maak 'n besluit om homself met mense te omring wat vir hom kan help in sy groeiproses. Ons is soos 'n boom wat vrug dra. En hierdie vrug is die vrug van die Gees. 'n Boom gaan nie van die begin af net vrug dra nie. 'n Boom moet groei, maar hy moet homself met die regte kunsmisstowwe, met die regte bemesting, met die regte aandag en omgee, kan hierdie boom vir jou vrugte lewer. En dis so ook met die vrug van die Gees. Hoe meer aandag jy aan hierdie boom van jou gee, hoe meer word die vrug sigbaar. So vir hierdie persoon en sy gesin is dit dan nou juis wat gebeur het. Hy het hierdie wat hy wil goed doen, maar dan doen hy sleg, het hy na die Here toe gebring en gesê elke oggend, Here, ek bring hierdie kwaadheid van my, bring ek na U toe en ek kom sit dit voor U neer. Gees, Heilige Gees, laat U vrug sigbaar word. En elke oggend het hy dit gaan neerlê, tot eendag wat sy seun by hom gekom het en gesê het, Papa,
ek sien nie meer jou kwaad gesig nie. Ek sien nou net jou lekker gesig. En dis die oomblik wat hy besef het, die Here het hom nuut kom maak. Dalk voel jy ook moedeloos. Dalk voel jy ongeduldig, kwaad. Dalk het jy hier meer aan jou, soos wat hierdie man ook gehad het. Dan wil die Here vir jou vandag kom sê, deur sy vrug van die Gees, wil hy vir jou ook, jou karakter, kom verander en kom nuut maak.